So, jy moet goeie Vrydag van hierdie jaar 2021 het ek nogal gedink die laaste week oor die vraag, wat is dit wat ons vandag herdenk? Nee, as ons sê, ons dink terug aan die dood van die Here Jesus aan die kruis, is dit net daai historiese gebeurtenis, weer daai een dag wat Jesus fisies gesterf het. En dan is die versoeking dat die mense sal sê, ja, ons weet hy het gesterf, maar ons weet Sondag kom. Jy weet, so ons neem kennis van sy dood aan die kruis in ons plek en alles wat belangrik is, maar eintlik is ons almal op pad na Sondag, want ons ken die storie en ons weet hy gaan opstaan in die heerlikheid. En dit maak dat ons miskien iets van die geweldige diep betekenis van die dood van die Here Jesus en wat juist daar gebeur het en wat dit beteken vir ons lewens elke dag hier kan misloop. Nou, in my denke hieroor het ek sommer 'n bietjie afgekom op 'n gedeelte van Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 4, en ek gaan vir ons saam lees daarvan vers 5 af, maar let veral op die laaste 2 verse, vers 9 of vers 10 en vers 11. Nou, daar hy skryf, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here. En onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. Nou, baie belangrik, hulle is dan in hierdie posisie nie as ouens wat kom met mag nie, maar as dienaars. Goed. Dienaars van die Here ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe, ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Die laaste 2 verse is nogal half raaiselagtig, nee? Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Miskien die eerste belangrike plek om by aan te haak is Paulus se siening van die dood, nee? Dat die dood is meer as bloot net dat jy fisies jou laaste asem uitblaas. Dit is altyd meer as dat jou liggaam doodgaan. Vir hom, hy noem dit ook 1 Korintiërs 15, noem hy die dood die laaste vyand. Dis 'n mag wat in ons wêreld al die beheer het. En ons is eintlik elke dag op verskeie maniere besig om te sterf. En die eindproduk daarvan is dat ons fisies ook doodgaan. So ons sterf deur ons fisiese swakheid, deur siekte en lyding en dinge wat oor ons pad kom. Ons sterf ook emosioneel, ons sterf in ons verhoudings met ander mense. En in die gemeente in Korinthe is dit juis iets daarvan is op die agtergrond. Paulus die gemeente wat deur 'n baie moeilike tyd is en wat al van mekaar af weggedryf het. Ons sterf psigies in onsself, nee, ons sterf wanneer ons gekrenk word en wanneer ons seer kry, wanneer mense dinge sê wat diep wonde in ons los. So op verskeie maniere is ons onderworpe aan hierdie mag, die dood. Nou interessant. Jesus sterf aan die kruis. Jesus gaan dood. En interessant, in die oploop tot sy dood, en alles wat aan die kruis gebeur, is al hierdie vorme van dood teenwoordig. Daar's fisiese lyding en swaar kry en pyn. Maar daar's ook verworpenheid, dat hy deur sy eie mense verwerp word en dat hulle die mense is wat sê kruisig hom, kruisig hom. Daar's die godsverlatenheid, daai geestelike dood wat op daai oomblik ook inspel. So daar op verskeie maniere is Jesus onder die volle mag van hierdie verskriklike vyand, die dood. En dan lyk dit asof die dood wen, want Jesus sterf dan ook, soos almal van ons, fisies. Dit is klaar. Maar dis daar, waar God se mag op 'n baie spesiale manier nuut in ons wêreld inrol. Juist daar, waar Jesus sterf. En eintlik, Paulus het 'n baie mooi beeld hier vir 1 Korintiërs 15, en hy praat nou nie oor Jesus se dood nie, maar oor ons dood, maar ek dink die beeld is ook van toepassing op Jesus natuurlik, want hy sê, dit is soos 'n koringkorrel, wat in die grond val en sterf. Nou,
ek meen wat gebeur is, jy plant die koringkorrel en dan lyk dit, dis klaar, dis verby, jy weet, hy het in die grond geval, daar's niks wat verder kan gebeur nie, en ek meen as ek het plant, is dit waar, nee, want niks wat ek plant groei. Maar, as iemand anders na die koringkorrel plant, dan op 'n stadium, dan kan jy, as jy baie mooi kyk, gaan jy verras word, want skielik is daar, die grond maak net so 'n bietjie van 'n bultjie, nee? En dan is daar die groen puntjie van 'n blaar, en dan later 'n stingel, en as jy lank genoeg wag, dan uiteindelik word dit 'n volle koringplant met 'n vol oes op die regte tyd. Dis hierdie wonderbaarlike gebeurtenis. Jy dink dis dood, dis klaar, dis verby. En dan kom daar nuwe lewe op 'n heeltemal nuwe vorm wat groot vrug dra. En dis presies wat gebeur. Jesus sterf en word begrawe en dit lyk alles is verby, maar binne in daai oomblik, in daai handeling, in daai waar hy sy asem uitblaas, in daai dae in die graf, in die donkerte, in die grond, daar kom God se mag in beweging en begin nuwe lewe vorm aanneem. Wat dan uitloop dat Jesus opstaan, maar nou moet ons mooi daaroor dink, die opstanding van die Here Jesus is nie die eindproduk nie. Dis die begin, dis amper soos die eerste blaar van die koringplant wat uitkom, want die belofte wat die Here vir ons maak en wat Paulus ook sê, dis maar die eerste teken. Dis maar die eerste bewys, die groot oes moet nog kom en daarin sal almal van ons deel kry. Maar so dis die begin van 'n hele nuwe manier van lewe waaraan almal wat aan Jesus behoort kan deel kry. So dis die eerste belangrike ding, maar die ding om raak te sien is dat God se krag kom in aksie in die dood van die Here Jesus. Dis toe hy sterf waar die nuwe lewe begin invloei in ons wêreld in. Nou, Paulus en sy medewerkers wil hulle self vereenselwig met daai oomblik in die storie van die evangelie. Dat hulle, want die situasie in Korinthe is eintlik dat nou ouens gekom met 'n dwaallering en wat hulle kom vertel het is, maar dit gaan oor glorie en dit gaan oor mag en dit gaan oor prestasie en dit gaan oor groot dinge wat gebeur. En die gemeente is saamgesleep op daai pad. En Paulus en sy medewerkers wil sê, maar hoor, die gevaar is dat jy gaan mis waar God op sy kragtigste werk. Die groot glorie kom eendag. Maar almal van ons lewe nog aan hierdie kant van die dood, maar dis ook aan hierdie kant van die dood waar God se mag op sy kragtigste begin inspeel in ons lewens en in ons wêreld. En daarom Paulus doen 'n interessante ding, hy sit 'n CV neer. Dit was 'n algemene ding in die wêreld van daai tyd, dat jy ietsie beskryf van jou lewe en van jou prestasies. En wat is die prestasies wat hy lys van hom en sy medewerkers? Ons het nou gelees, ons word verdruk. Letterlik beteken dit so squeeze, om iets vas te druk en eintlik half dood te druk. Ons is oor raad verleë, ons is in vasgeloopte paaie, ons weet nie wat die antwoorde is nie. Ons word vervolg, ons word op die grond neergegooi. En dan so van 'n aansluiting by die volgende vers, en ons weet ons gaan waarskynlik sterf. Ek meen, dis nou nie 'n CV waaroor jy baie trots sou wees nie, jy weet allerhande swakhede, maar dis juis die punt. Het gaan nie oor hulle nie. Gaan nie oor hulle vermoë om altyd raad te hê of om sterker te wees as watter mag ook al vasdruk nie. Dit gaan nie oor hulle wat beter is as die situasie waarin hulle self bevind nie. Dit gaan oor waar hulle God ontmoet in hulle swakheid, in hulle sterflikheid. En dan is die wonderwerk daarvan, dit is hoe God dan in die wêreld sy krag laat inrol. Dis hoe God homself gaan openbaar aan die mense aan wie hulle die evangelie verkondig. God se mag word juis sigbaar in hulle swakheid. Daarom hierdie pragtige beeld daar aan die begin, ons wat hierdie skat in ons het. En wat is die skat? Jesus is die Here en hy kom weer. Jesus het die mag van die dood en al sy vorme verbreek. Hierdie is die skat wat ons met ons meedra, maar ons is maar breekbare kruike. Ons is maar swak, maar die krag wat uit ons kom, in ons swakheid, kom van God af. Wat ons bring by ons in ons situasie. Ons lewe in 'n COVID tyd. Ons lewe in 'n land met 'n klomp uitdagings. En ek dink partymal
is die gevaar dalk dat ons sal wil in die ding inklim van, maar dis met mag en met mening wat ons hier die waar deur die drif moet trek, né? En uit die aard van die saak is dit nodig dat ons deel doen, maar vanuit 'n ander perspektief. Nie van dat ons sterker is as die uitdagings wat ons het nie, maar juist dat ons in ons menslikheid, in ons swakheid, in ons broosheid, met God se krag in situasies instap. En wetende dat ons nie die antwoorde altyd het nie, dat ons baie keer meer verkeerd is as reg, maar dat ons God het wat saam met ons in die pad stap, en die groot belofte, ons is deel van die oes wat nog kom, dat ons dan kyk na ons wêreld en die mense met wie ons lewens deel. Want dis wat Paulus wil hê met die gemeente in Korinthe moes gebeur. Dat hulle sal afstand doen van die troontjie waarop hulle self gesit het, en hulle mag, en hulle vertoon, en hulle sekerhede, en dat hulle eerder sal kom en sal sê, weet jy, dis in ons swakheid en in ons nederigheid, dat ons na ander mense toe uitreik in ons wêreld. En dat ons juist dan in ons swakheid weer wil openbaar, dat dit is waar jy God die beste ontmoet. En is pragtig in Korintiërs, 2 Korintiërs, want dis presies wat waar is van Paulus. Julle onthou die doring in die vlees storie in Korintiërs bietjie later aan. In Paulus se gebed, neem asseblief net hierdie ding van my weg, wat dit ook al is. En dat die Here sê, nee, is juist in jou swakheid wat my krag tot sy volle openbaring kom. Dis in ons swakheid waar die lig wat die Here in die donker laat skyn, die beste gesien kan word. So Jesus se dood aan die kruis is miskien vir ons 'n goeie herinnering aan hierdie geweldige waarheid, van dat die Here wat ons aanbid, is die Here wat wel in glorie gaan terugkom, en wat wel ons wêreld op 'n wonderlike en nuwe manier gaan herskep, maar wat nou hier te vind is vir die mense met wie ons lewens deel, in ons swakheid, in ons nederigheid, en in ons afhanklikheid. En ek dink dit is die beste nuus vir 'n wêreld wat jy so vasgevang is, die Korintiërs vasgevang is in allerlei wanindrukke van mag en van krag en van beheer. Daarom mag ons herdenking aan Goeie Vrydag vir hierdie jaar, mag dit uitrol in ons lewens in meer as net 'n historiese onthou. Mag dit regtig eg word deur die manier waarop ons vereenselwig met nederigheid en swakheid. En onthou nou, swakheid hier is nie kragloosheid nie, dis die krag van God wat dan juis in aksie en in werking kom. En mag ons dan juis op daai manier deel raak van hoe God se wonderlike goeie nuus, God se lig, ook hier in ons direkte omgewing, maar in die res van die wêreld inspoel, wanneer ons sê Jesus is die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, ons sê vir U baie dankie vir die wonder van die kruis, waar U ons ontmoet op ons swakste. Waar U ons ontmoet, Here, in pyn en verwerping, in die swaar kry en die lyding en in die dood, wat deel is van ons almal se ervaring van die lewe wat ons nou het. Maar baie dankie Here, dat dit juis op die plek raak waar U krag in ons wêreld inrol, en daarom ook in ons lewens inrol. Dis wanneer ons in afhanklikheid saam met die pad stap, wat ons U lig baie keer die heel beste sien. En nou is dit my gebed, dat ons 'n gemeente en 'n gemeenskap sal wees, wat weet dat ons diepste krag lê nie in ons sekerhede en ons groot antwoorde nie. Dit lê in ons afhanklikheid van U. En mag ons, Here, daardie boodskap met ons saamdra. Mag ons dit wys hier waar ons saam met mense leef en mense se eie pyn en hartseer met hulle deel. Dankie dat U vir ons kan gebruik juis in ons eie kragteloosheid. En dat ons juis maar net, Here, breekbare kruike kan wees, wetende dat U krag is onbreekbaar sterk hier binne ons. Ek bid dit vir ons almal toe in Jesus, ons verlosser aan die kruis se naam.